90.5. Marley van der Merwe is een van daardie kunstenaars vir wie jy nie net kyk of luister nie, jy voel haar werk en sy is ewe tuis op televisie, die verhoog en as dit kom by haar musiekloopbaan, 'n ware kunstenaar wat die hele spektrum verstaan en vervolmaak en dan is sy nog gewoon op mooi ook. Route 326 op Groot FM 90.5. Sy is my baie spesiale gas vanmiddag hier op Route 326. Hallo Marley! Hallo François! Gaan dit met jou? Lekker, nou dat ek hier is. It's been a moment. It's been a while, ja. Maar jy is so besig, nee, ons is net altyd dankbaar as jy kom kuier. Ag, ek is altyd so dankbaar as jy my nooi. Sê net gou vir my hoe het hierdie jaar jou hanteer? Ek dink regtig, as 'n groot mens, is hierdie soos die beste jaar wat ek nog ooit gehad het. Dit was so opwindend en so uitdagend. Ek is so moeg, maar ek is so geïnspireerd vir 2026. Ja, 2025 was goed vir my. En nou het jy boonop nog begin sing. Ek weet jy sing eintlik al jare, maar nou as 'n solo kunstenaar, so ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat ook. Maar baie mense ken jou as aktrise van Binnelanders, waarvoor jy ook onlangs nou terloops 'n SAFTA toekenning gewen het vir beste aktrise in 'n sepie. Ja. Baie geluk, dit is Dankie. amazing hoor. Dankie, dis humbling, dis regtig dit is altyd lekker om erkenning te kry. Of vat dit 'n hele span, dit is lekker om die gesig te wees van daai award en dit namens almal te ontvang. Maar jy was nou aan alles. Jy was in Pretville waar jy gesing en gedans en toneel gespeel het. Sound of Music, ander groot rolverdelings was daar. Ek dink nou ook terug aan 'n baie cool rol wat ek jou in gelove het, Bloedbroers. Onthou jy daai ene? Ek is mal geweest daaroor. Ek meen dit is 'n period piece en ek kon sing en act en alles doen en saam met fantastiese akteurs speel. Dit was 'n baie cool projek geweest. Meeste mense haat mos nou altyd hierdie vraag, maar jy weet ek moet dit vir jou vra. Wanneer het jy besef jy is gemaak vir hierdie vermaaklikheidsbedryf in al sy forme wat ons nou na verwys het? Ja, wel ek weet ek's maar 'n Palaborwa meisietjie en ek weet daarso word jy nie in baie blootgestel nie. Maar vir my is dit amper asof ek nooit daai besef gehad het nie. Net van kleins af my eerste babie was 'n ballroom babie en dis net weet en eintlik as ek gaan tennislesse neem het was dit oor die outfit. En my ouers het net vinnig besef, sy's 'n performertjie. En maar ek onthou toe ek The Merry Widow gaan kyk het op 'n skooltoer. Toe ek standaard 4 was, ja, dis hoe ancient ek is. Toe het ons dit gaan kyk. Graad 6. Graad 6 in vandag se tyd. Toe het ons The Merry Widow hier kom kyk en toe ek sien wat daai verhoog doen waar die kar ry op hierdie revolve, maar hier van hierdie kant af kom die trappe en hierdie vrou kom by die trappe afgestap met 'n rok wat sleep van haar bo af. Dis ek soos, dit is magical. En kyk nou sommer hoendervleis soos in ja, ek kan net nie om dit te doen vir die res van my lewe. Ja, dit sal my stoutste verwagtinge oortref. Jy het nou al 'n paar keer ook die antagonis gespeel, nê? Nee? Ja. Hoe's daai rolle vir jou? Ek geniet dit van al die tipe rolle wat ek speel, geniet ek om die meeste. Hoekom? Ek Kom aan dink donker kant van Marley uithou hierso. Is dit nie dalk 'n bietjie terapeuties nie? Ek dink so. Ek dink dit is en ek dink om groot te geword het waar kom ons face dit enige artist is maar 'n bietjie weird en dan is maar 'n sagte 'n teken vir bullying en so ek het baie voorbeelde gaan gehad in my files van daai tipe mense. So om vir 'n slag dit om te draai en dit dra geen gewig in die regte wêreld nie en ek vertel net stories. Ek weet nie, dis vir my nogals vrymakend. En ek dink hoe verder iets van jou persoonlikheid af is, hoe makliker is dit om te speel, maar 'n mens moet tog erken ons almal het 'n donker kant. En ek dink dis waar dit terapeuties is om as ek nou so ambisieus was dat ek myself wil iewers kry deur dit en A en B en C en D en E te doen. Okay, cool, dan sou ek miskien so gewees het. So dit is, ek weet, dis lekker. Jy sit jouself in iemand anders se skoene en dit het geen gevolg. Dit is 'n veiliger plek om dit te doen op die verhoog of op die kassie as wat jy dit nou in real life gaan doen. En die mense lag en die mense love it eintlik. They love to hate you. Ja, en hulle komplimenteer jou oor jou outfits. Verstaan jy, in steede van dat dit regtig 'n effek het op die samelewing. Ja, definitief. Maar ek moet nou stil staan by al die toekennings wat jy al gewen het, want jy het ook 'n Naledi toekenning agter jou naam, as ek dit nie mis het nie. En dan het jy ook erkenning gekry van Griff vir jou filmwerk. So wat beteken 'n toekenning vir jou? Ek weet mense sê altyd, ag weet jy wat, dit gaan nie oor die toekennings nie, maar dit inspireer 'n mens seker tog. Natuurlik, en ek dink voordat jy op die verhoog stap en daai toekenning ontvang, dink ek die veilige ding is om te sê, ag, dit beteken nie veel nie. Maar
ek dink dit is 'n boksie wat getik word wat sê in 'n wêreld veral vir iemand, want ek sing en dans en act. So wanneer ek act voel ek is nie heeltemal 'n volronde aktrise nie. Volronde aktrise nie, want ek kom van musical theater af. As ek musical theater toe gaan, dan voel ek, jog, ek weet nie of ek heeltemal hier inpas nie. Ek is dalk 'n bietjie te Afrikaans vir hierdie tipe dit en my aksent. En as ek gaan dans, voel ek, I've got the heart but not the hard way. Maar dan as jy hierdie goed kry, as mense jou erkenning gee vir jou werk, dan voel jy ten minste, nee, ek behoort hier en ek moet laat gaan van imposter syndrome. Ek dink dis regtig al wat dit vir my beteken. Is 'n sense of belonging om te gaan. Ek dink as jy 'n award kry, is jy tog deel van 'n gemeenskap. En as dit enigstens iets is, dis nie iets om 'n groot kop te kry nie, want jy's net 'n geleentheid gebied en jy het die meeste daarvan gemaak, maar dit sê tog thumbs up, jy gaan in die regte rigting. En dis baie cool. Maar ek voel sangers en akteurs en meeste mense in die vermaaklikheidsbedryf, mens moet eintlik maar so bietjie kwesbaar wees, nê. Jy gaan altyd wonder, was daai my beste werk? Pas ek nou in by hierdie musical soos jy nou sê? Is my aksent 'n bietjie te vreemd, etc. Maar op die eind van die dag moet jy daai gut gevoel volg en go for it, want jy sou nie so baie toekennings gekry het as jy nie goed was in al daai forme nie. Maar nou baie mense, hulle weet jy sing. Want ons het jou nou gesien ook vroeër vanjaar by Afrikaans is groot as 'n agtergrondsangeres. Hoe het daardie ervaring jou so bietjie voorberei ook miskien vir 'n solo loopbaan? Ja, ek dink dit het nogals baie daarmee te doen, om eerlik te wees. Ek het dit verlede jaar het ek vir die eerste keer, ek het al baie backing vocals gedoen vir verskillende shows en goed, maar om op daai skaal op 'n verhoog te wees, of jy 'n stage right vashou, en of jy daar voor 'n solo sing, en of jy staan waar ek sing, wat, by the way, die beste job is, want jy het regtig soos 'n seat in die voorste ry, om 'n show te sien, en jy mag saam sing, en jy het 'n mic. Hallo. Maar om te gaan, hoorie, ek weet nie of daar ander produksies is wat op daai skaal nog gebeur in Suid-Afrika nie. En ek het net op 'n punt gekom, ek dink, kom van musiekteater af te kom, met ons baie keer 'n mentaliteit, jy wag vir die volgende kontrak, jy gaan audisie, daar's hierdie en hierdie en hierdie en hierdie rol, en dit hang regtig maar van 'n producer af, of jy die kans gaan kry of nie, afhangende van wat se produksie Suid-Afrika toe kom. En toe iets net in my gesnap wat ek gegaan het, maar ek moet dit vir myself begin doen, want as ek eendag op so verhoog wil wees, dan moet ek werk maak daarvan, en die ding is, die lewe is nie 'n dress rehearsal nie. Nee, dis nie 'n TV game en dit game over. Jy het een kans. Jy het een kans. So dis dit net asof iets in my wakker word, en so regtig dit is omtrent so 'n bietjie meer as 'n jaar wat ek regtig 100% besluit het, ek gaan nou nie terug op my woord nie, ek gaan dit nou vir myself doen. Yes. Hoorie, ons is so bly jy het dit gedoen, want jou liedjies is super duper. Ons speel hulle gereeld hier op Groot FM en ek weet hulle het al gechat en alles. Maar nou wil ek jou net ook vra, jy was nou vanjaar daar op die Afrikaans is groot verhoog as 'n agtergrondsanger, wat regtig eintlik nie 'n maklike job is, dink ek nie. Want jy moet almal se liedjies ken. As jy nou 'n solo kunstenaar is of jy sing in 'n groep, dan ken jy net jou een of twee liedjies, maar jy moet letterlik almal se liedjies gaan inrehearse. Maar hoe was daai laaste vertoning van Lori Karel? Ek het gesien jy het 'n video ook daarvan gemaak. Dit was tegnies nou eintlik haar heel laaste vertoning. Ja, wat 'n groot voorreg. Ek is ek dink almal van ons kyk so op na haar. Ek sê altyd, sy is vir my soos hierdie groot boom en ons almal sit onder haar skaduwee. Dis mooi gesê. Ja, ek dink jy weet sy het regtig 'n pad vir ons gemaak vir ons jonger kunstenaars, en ek dink nie 'n mens kan regtig die impak daarvan verstaan nie, maar om op die verhoog te staan, net want ek was nou, as dit die eerste keer op is ek van die verhoog af, en net om te sit en jou in-ears uit te haal en te hoor en te voel hoe die mense almal besef. It's a moment. En ek weet nie, is daar iemand wat nie van Lori Karel hou nie? Is daar iemand wat daar nie respekteer nie? Ek het nog nooit iemand ontmoet wat nie van haar nie. Ek dink ons almal wil baie diep courtesy vir haar. Sy is ongelooflik. So dit was 'n regtig 'n hoogtepunt, seker van my loopbaan wat ek nooit sal vergeet nie. Hoorie, maar ons is ook hier om te praat oor jou eie musiek en 'n splinternuwe liedjie wat jy nou onlangs vrygestel het. Ons speel dit ook 'n bietjie later hier op Route 326, so bly ingeskakel, net hierna gesels ek en Marley verder. En sy is hier om nuwe musiek vry te stel vandag. Ons gaan nou daarby kom. Maar Marley, jy weet, jy praat ook dikwels
oor groei as 'n vrou, as 'n mens, as 'n ma, as mens ook nou die berigte lees daar op die internet. Hoe het jou gesin jou verander en jou kuns dalk ook so 'n bietjie gevorm of hervorm en dalk sterker gemaak as 'n mens? Want mense vergeet, jy dra al die roere. Jy moet nou 'n vrou wees vir jou man, jy's nog 'n ma, dan is jy op binnelanders, dan is jy op die verhoog, dan stel jy nou solo liedjies vry. Ja, ek dink ja, om 'n ma te word, dit leer jou iets van kwesbaarheid. Ek mens onmiddellik is jy's konstant op jou knieë, dankbaar en altyd oormoeg, nooit genoeg slaap nie. En mens word altyd getoets in jou geduld, balans en al daai goed, maar dis vir my so wonderlik as akteur voel ek dit gee my definitief 'n bietjie meer diepte. En wat sê hulle in Engels sê range, ek kan nou nie dink wat dit in Afrikaans. Ja, range is 'n mooi woord. Ja. En ek as kunstenaar, as sanger wat uit my eie pen wil skryf, is mal daaroor om is regtig 'n menslikheid te bring in 'n tyd van AI en al daai goed. Dink ek dit is regtig besonder as jy ietsie kan gaan haal wat jy regtig diep binne voel, 'n groot deel van jou menslikheid, al is dit mooi, al is dit lelik, solank dit waar is. So dit is nogals iets wat ek regtig wil behou. En ja, sover die 2 liedjies word geskryf, dit is nie noodwendig altyd van toepassing op myself nie. Ek is al amper vir 20 jaar wat ek getroud is. En tog is my eerste liedjie 'n break-up song. So, maar ek dink is baie cool om myself in ander mense se skoene te sit, en ek dink hoe meer lewenservaring mense het en hoe meer kwesbaar jy is en besef dat regtig alles wat jy het is regtig net geleen vir jou. Hoe meer hoe dieper gaan die liedjies, hoe dieper gaan die materiaal, en dit is baie lekker. En dit hoef vir jou storie te wees, vir my storie te vertel. Wat 'n voorreg, voorreg om iemand anders se storie te vertel en vir iemand 'n vantage point te gee van, jy weet, iemand gaan sit om in daai skoene, daar wat iets wat hy nog nooit aangedink het nie, en kyk of hy iets kan voel en kan verstaan. So ek hou van wat jy sê daarvan vulnerability, en jy moet autentiek wees ook in jou musiek, veral nou in 'n era, presies wat jy sê, waar alles eintlik nou maar met rekenaars gemaak word en mens mis daai hart. Maar hoe balanseer jy dan nou hierdie kreatiewe chaos van jou beroep met rus, 'n bietjie stabiliteit en dalk ook daai teenwoordigheid wat jy as 'n gesin nodig het? Ek voel ek is op 'n oseaan in 'n boot. En partykeer is daar 'n storm en ons vat hom, partykeer is die storm 3 dae lank, partykeer is hy 3 weke lank. Ander kere is daar 'n wind en jy sê hier's die seil, let's go. Ander keer is die water stil. Ja. En ek moet hom vat soos hy kom. Regtig, dit is nogals rof, maar die tentasie om geleenthede aan te vat is net vir my te groot. Ek dink dis maar altyd, mense moet jou self altyd vra, is hierdie nie moeite werd? Daar's tyd wat jy nooit weer saam met jou familie gaan terugkry nie. Yep. Gaan hierdie 'n verskil maak in die weet, langtermyn? Is dit 'n voorbeeld vir my kinders of is dit tydmors? Vat dit my energie? Dis maar altyd, elke keer iets wat jy van vooraf moet assesseer. Maar vertel my nou net eers 'n bietjie van Vergeet van my, want jy sê dit is nie eintlik jou storie nie. Dis nou maar 'n lekker tune hoor. So, hoekom het jy toe nou besluit om so 'n liedjie te skryf? Jy het dit self geskryf, né? Ja. Ek dink dat ek sien so baie mense in my lewe wat hulle self in daai toxic cycle vind. Ek het soveel vriendinne of mense wat naby my is wat ek trek hulle in 'n skouers vol skit en sê, loop nou weg vir 'n laaste keer. Dis nou tyd. En of dit nou 'n romantiese verhouding is, of dit 'n vriendskap is of 'n werksituasie, en dan bevind ons onsself 3 maande later weer op presies dieselfde plek. Yep. En om uiteindelik iemand finaal vir die laaste keer uit te asem en te gaan, ek's klaar, is jou verantwoordelikheid en is jou groei. En ag, dis eintlik maar waar dit gaan, en die liedjie het na my toe gekom en die woorde het na my gedink is catchy, en ek het dit weer toegepas op 'n scenario, en ek dink dit is regtig baie mense kan daarmee vereenselwig. Hoe dink jy het jy as 'n mens gegroei deur jou loopbaan en ook in jou persoonlike lewe tot die Marley wat nou hier voor ons sit vandag? Ek het baie geval. Baie foute gemaak. Ja, en ek dink regtig in die laaste jaar voel vir my of ek soveel gegroei het soos wat ek in die vorige 20 jaar gegroei het as 'n kunstenaar, juis omdat elke liewe ding wat ek al buite sit my verantwoordelikheid is. So dit het vir my vreeslik baie geleer oor
oor perke, wat is my perke fisies, emosioneel, finansiëel. En ja, net om myself te leer ken en myself 'n kans te gee. En ek dink die grootste ding wat ek geleer het is hierdie jaar is in Engels weer eens, is to meet myself where I'm at. Om nie te wag tot ek dink iets is goed genoeg om uit te sit nie. Ja, en eerder te asseblief gaan, hoorie, miskien sien mense dink hierdie is 'n bietjie onafgerond of ons weet nie of ons hiermee kan vereenselwig nie. Ek glo dis die enigste manier wat jy kan groei, weer eens, is deur jouself kwesbaar te maak, om maak dit jou bang. En raw is real, nee? Ja. Is alles nie altyd perfek in die lewe. Exactly. Dit is so maklik, gooi 'n filter oor iets en dit is perfek. Ja, Boring. nee, rarig, you know dis what I'm boring. saying? Almal kan dit doen. Ja. Almal kan vir ChatGPT prompt. Ons wil Ja. nie 'n geprompte Marley van 'n Merwe hê nie. Ons moet 'n vinnige breek vat. Blake Shelton met Jingle Bell Rock net hierna gesels. Ons verder vergeet van my. Iemand sê nou hier op die WhatsApp lyn, maar dit is mos nou bitter moeilik om van haar te vergeet as sy so mooi is, talentvol is en sy sing boonop ook nog pragtig. Marley is nie net 'n aktrise of 'n sangeres nie. Sy's 'n storieverteller in murg en been en 'n volle kreatiewe pakket van mode tot musiekvideo konsepte. Ons praat met haar oor all of the above vanmiddag. Marley, jou werk word dikwels ook beskryf as 'n kombinasie van feminine yet fierce en so 'n bietjie onvoorspelbaar. En ek dink ons het ook nou van lig af gepraat. Jy is heeltemal onafhanklik as dit nou kom by jou musiek. Jy het net 2 liedjies al uit sover as 'n solo kunstenaar. Is dit 'n roete en 'n pad wat jy gekies het op sigself, ek wil amper sê met 'n doel, of was dit net toevallig dat dit so gebeur het? Ja, ek dink as mense nou vat, ek is omtrent al so 20 jaar in die bedryf en as aktrise. Kyk hoe goed lyk sy. Sy's 20 jaar in die bedryf, sy lyk nog 20. Ja, dankie. Nee, reg. Maar as aktrise en van waar af kom, selfs met musiekteater en al daai goed, is daar nog altyd materiaal vir my voorgesit. Dit is die woorde wat jy gaan sê of sing. Dis wat jy gaan dra. Dis hoe jy dit gaan sê en in hierdie tyd. En musiek is net nog altyd, dis hoekom ek dit nog nooit gedoen het nie, want ek het altyd gevoel, jog, dis die een ding van myself waar ek nie dit vir iemand anders wil gee om te maak wat hulle wil nie. Ek wil uit my pen skryf. Dit maak sin. Ja, en ek wil regtig, ek dink dit is vir my 'n groot uitlaat, my verantwoordelikheid, of nie my verantwoordelikheid nie, maar my voorreg om met die wêreld te praat uit my hart. Maar dit is 'n verantwoordelikheid ook, Marley, want jy moet sê wat jy wil sê op die einde van die dag, sonder dat iemand anders jou nou skrip en sê doen dit so of. Goeie, dis 'n baie goeie punt. Jy's nie, ek is artist, my verantwoordelikheid is nie om jou 'n les te leer nie. My verantwoordelikheid is om eerlik te wees of jy daarvan hou of nie en dit op 'n stylvolle en op 'n kunstige manier daar buite te sit. Wel, die mense hou baie daarvan want jou vorige enkelsnit waarna ons nou net geluister het, Vergeet van my, het meer as 2.8 miljoen radio impacts gehad. Hoe het daardie sukses jou momentum en selfvertroue ook nou vir hierdie nuwe hoofstuk en die nuwe enkelsnit aangevuur? So, ek dink met die eerste liedjie is dit so moeilik want ek wil eerder nie gaan kyk na van hierdie big dogs en wat hulle getalle is nie. Want ek meet regtig. Maar hulle het platemaatskappye, so jy kan dit nie vergelyk. Ja, presies, maar ook ek dink vir my regtig gaan dit oor of ek tevrede is met die produk wat ek al buite sit. Maar dis baie lekker. Dis weer eens om te sê ek voel nou of ek bietjie deel is van die Afrikaanse musiek gemeenskap, en dit is my voorreg dat mense bereid is om my liedjies oor die airwaves te laat surf. So dis en is hoogtyd, as ek nou dink aan Pretville, jy het ook mos 'n soundtrack opgeneem vir Pretville, so jy het al baie keer liedjies uitgegee. Hoe is jy in die ateljee? Is jy nogal hands-on? Is jy soos nee, tweak daai noot vir my, daar's 'n asempie, is jy baie hands-on? Ek is nogals particular, ja. Ek het nogals geleer en wat ek nogals leer is om aan die begin het ek miskien sleg gevoel daaroor, maar nou dat dit my eie baba is wat ek al buite sit en ek weet ek is verantwoordelik en ek staan pa vir elke liewe noot en elke liewe prentjie wat jy sien is ek nog meer particular en unapologetic daaroor. Ek sê dis hoe dit is. Ek is skaamteloos particular, ja. Nee, jy moet wees. Ek het nou hier 'n liedjie ontdek en ek het jou nou vinnig van lig af ook Jan herinner. Ek wil net vir ons luisteraars 'n stukkie hiervan speel. Dit is vir my so mooi. Marley van der Merwe en Paul de Toey se weergawe van hoe ek voel oor jou. Hoe dit gebeur dat jy hierdie ene nou opgeneem het? Dit was deel van Liefling. O ja, natuurlik. Ja, ek het dit was op die boot, sonsondergang daar in Harties. Ja.
Ja, wat 'n voorreg en hoe amazing is Paul se stem. So ja, dit was baie lekker geweest om bietjie saam met hom te sing op hierdie een. Hoor jy moet ingeskakel bly want net hierna gesels ons oor die splinternuwe liedjie Bang soos ek saam met my in die ateljee. Marlie van der Merwe, jy ken haar as aktrise, as sangeres, as 'n danser, miskien ook 'n mode-icon en ek wil eintlik so ver gaan om te sê 'n voorblad meisie in Suid-Afrika. En ons wil net vandag kyk wat gebeur op die paaie. Sien, dit is 16 minute voor 5 jy is ingeskakel op Route 326 saam met my Franswa. Ek vlieg 'n bietjie solo vandag want Anelma is nie hier nie, maar sy is hopelik dan nou Woensdag weer terug saam met ons tussen 3 en 6. Maar ek is nie heeltemal stoksiel alleen nie want my baie spesiale gas is saam met my in die ateljee is Marlie van der Merwe. En nou kom ons by die hart van vandag se onderhoud. Haar splinternuwe liedjie en sy naam is Bang soos ek. Dis 'n bietjie van 'n eerlike en emosionele belade wat dieper sny as 'n gewone popmusiek. 326 op Groot FM 90.5. So Marlie, vertel nou eers bietjie van hierdie liedjie. Waaroor gaan dit en luister, is dit so bietjie anders of in 'n mate dalk dieselfde as Vergeet van my? Ek dink hy het dis Marlie maar het 'n ander baadjie aan. Hy's 'n bietjie meer dip ons tone hier's 'n bietjie in die folk genre. Oh wow. Wat vir my baie lekker was. En waar dit gaan is jy weet as 'n mens deur die lewe gaan sonder om lief te wees vir iemand, as jy invincible en die lewe is bietjie makliker en dan kom liefde. En hy gooi 'n spanner in die wiel. En ewe skielik is jy kwesbaar en jy het iets om te verloor. En dan is dit daai ding van, hoorie, mag gaan ons nou 'n kans vat op liefde. En vir my, en dit is nogals wat met my musiekvideo wat mense sal sien is, dat ek regtig sê, elke hart het 2 soldate, een wat waak en een wat waag. Wow. En daar's altyd 'n oorlog tussen die twee. Dis tussen liefde en vrees, want jy soos, ek wil lief hê, maar ek is eintlik ook so bang. Ja, en die grootste vyand vir liefde is vrees. En wie nie waag nie wen nie, né? Exactly. Wie nie waag nie wen nie. Ja. Maar jy en Jean Floors Oosthuizen het saam aan hierdie liedjie geskryf. So, hoe was hierdie proses 'n bietjie anders as jou vorige enkelsnit en vat ons net so 'n bietjie deur daai skryfproses? Was dit terapeuties? Was dit uitdagend? Was dit bevrydend? Was dit maklik? Het jy lank geskryf? Ja, so hierdie ene is saam in studio toe, saam met Vergeet van my. Hy was so daarso van die begin af, is hy in die wegspringblokke. En ek het al die lirieke gedoen en getoonset en met die genre waarmee ons gegaan het en van waar af ons toe nou amper die vertrekpunt na Vergeet van my het ons nog ons gevoel die liedjie het bietjie werk nodig. Ons het nodig om hom bietjie te skuur en skaaf. En Floors het daarso ingespring en hy's so goed met hooks en sy oor en dis hoekom ek hom so vertrou. Hy's 'n fantastiese producer en saam met ons aan die melodielyn begin skuur en skaaf tot dit iets is wat radiovriendelik is. En ja, ek gaan nie vir lieg nie, dis uitdagend om wanneer iets klaar geskryf is om dan te sê, okay, kom ons werk weer aan hom want dit is moeilik. Dit is as 'n kunstenaar mens raak gewoond aan jou demo. Ja, natuurlik. Ja, so dit is soos om daai gunsteling rok wat jou lankal nie meer pas nie uit jou kas uit te gooi. Hy werk nie meer vir jou nie, maar dit is moeilik om van hom te laat gaan. Maar ek dink dit is 'n baie gesonde oefening. En wat 'n voorreg om dit te doen saam met die legend wie Floors is. En ja, net om so veilig te voel is so 'n voorreg vir enige kunstenaar. Ja, ek is nog steeds so, ek is so in awe van hom. Ek is so bly ek het hom in my span. Hy praat nou daarvan daai lekker hoeks wat hy ook inbring vir hierdie liedjie spesifiek. Maar mense sê ook baie keer, jy weet, jy praat nou van daai eerste liefde van 'n demo. Mense raak verlief op dit. Maar dan sê sekere mense nou as 'n liedjie mooi is aan die begin sonder te veel produksie ensovoorts, dan kan dit 'n treffer wees, maar ek verstaan ook 'n mens moet nou na die tyd weer gaan skuur en skaaf om dit in 'n genre in te bou sodat 'n groter gehoor dit kan waardeer en dat dit dan op radio kan speel. Absoluut, ek meen in sy rouste vorm en net klavier en heeltemal te veel reverb. Het dit my hartsnare geraak. En enigiemand wat daarna luister, absoluut, maar om iets te vat van dit is die kuns en dit is hoekom 'n mens
regtig 'n producer kry wat jy vertrou, is iemand wat iets vervaardig, wat daai babatjie vat en hom vlerke gee totdat hy waardig is om op lig te kom en oor radio te speel. En ek dink daar's 'n groot verskil. Mens kan soveel musiek wat jy wil en jy kan vroeg en jy kan darms ryg, maar op die ouene moet jy jouself vra, is dit radiovriendelik? So dit is 'n groot leerskool vir my en dit is vir my baie challenging, maar ek is heeltemal bereid om te leer by die beste. Wel duidelik is hy radiovriendelik want ons speel hom net hierna, maar vertel nou eers van die musiekvideo. Ja, so die musiekvideo kom Woensdag 6:00 die oggend sal hy beskikbaar wees, Drapakom. So julle kan op YouTube gaan kyk, Marley van der Merwe Music. En dit is presies waar ek hierdie storie vertel van ek het juis al klaar 'n prologue vrygestel toe ek die liedjie vrygestel het waar ek praat spesifiek van hierdie ding waar ons onsself partykeer beloof as jy seer gekry het, jy gaan nou jou hart nou wegberg waar niemand hom kan kry nie. En jy waak met daai soldaat wat waak. En dan ewe skielik dan sien jy hierdie persoon en daar's 'n koneksie en alles val uitmekaar uit en jou mure verbrokkel en dan moet jy jouself vra, is hierdie een die moeite werd om 'n hart op 'n skinkbord voor te sit? Ja, dis 'n Is the lekker juice worth tema. the squeeze? Ek is mal oor hierdie tema. Ja, So, en dan dis vra jy daai eintlik 'n- persoon, is jy bang soos ek? Want ek Ja. is vrek bang, maar ek wil die kans vat. Dis En 'n dit word liefdesliedjie gaan. met 'n bietjie van 'n twist. Ja, so as die mense nou 'n bietjie wil gaan terugkyk, nê, sal hulle sien daar was Easter eggs gewees in Vergeet van my. Het ek Okay. al klaar die Napoleon hoed aangesit. Ja. En dit was vir 'n rede. En ons ander Easter eggs wat hulle moet gaan soek, wat vir hulle clues gee, selfs vir die volgende liedjie wat ek Regtig? vrystel. Ja, Maar jy dis die dink tipe vooruit, artist wat hoor. ek is hoor. Ja, Ja, ek nee. beplan, ek like myself 'n stukkie spreadsheet en planne. Ek wonder hoe lyk jou skedule. Ek sal dit graag wil sien. Het jy soos elke 5 minute ietsie ingepensel daar vir die dag? Nee, ek hou my asem op en ek gaan wie bel my en vra waar moet jy volgende wees? Nee, ek vat hom maar so stuk vir stuk, dag vir dag. So Woensdagoggend 6:00 is die musiekvideo vir Bang Soos Ek live op Marley van der Merwe Music se YouTube kanaal. En onthou Marley spel jy MARLEE. Dankie. In jou geval, want ek dink baie mense klap om met 'n kolletjie e. Ons het ook 'n Marley wat hier werk met 'n kolletjie e, maar ja. jy is uniek, ekstra uniek. Jy 2 e's. Ja, my ouers het besluit. Sy gaan daai Marley. hele lewe lank moet Dis eintlik Marley. Marley, soos die Labrador, maar hy's met 'n ei. Hy is met 'n e dink ek. Ja. Luister, dit was nou so lekker om jou in die ateljee te verwelkom en dankie dat jy gesels het op Route 326. Anelma sê vir my sy's baie spyt sy mis jou, maar dit beteken een ding, jy moet maar net vinnig weer kom kuier met die volgende enkelsnit, dan kuier ons verder. Oor 3 maande sien julle my weer. Luister, Bang Soos Ek, glad nie bang om hierdie een vir jou te speel vandag nie, maar voor ek jou groet Marley, wil jy maar net een laaste guns doen. Wil jy nie vir ons 'n lekker linertjie klap daar vir Route 326 nie asseblief? Okay, is dit live? Pressure. Ja, live. Okay, hallo julle. Ek is Marley van der Merwe en julle moet nie van my vergeet nie. Terwyl ek op Route 326 praat oor my nuwe liedjie saam met François en gewoonlik Anelma, maar sy is nie hier nie, word vinnig beter. So skakel in. Of is jy bang soos ek? I love it. Dankie Marley, veilig terugry Josie toe hoor. Dankie François, was Kyk lekker. asseblief gou weer. Hier is sy met Bang Soos Ek. Add hom daar op jou playlist onmiddellik. Dans met die staf in die